Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 9 Julie, Christus, die krag en wysheid van God. Ons lees 1 Korintiërs 1 vers 19, 20, 30 en 31. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. In 1 Korintiërs 1 vers 19, 20, 30 en 31 noem Paulus hoe dat God se wysheid en die van die mens hemelsbreed van mekaar verskil en derhalwe nie versoenbaar is nie. Let egter op die feit dat Paulus nie wysheid op sigself beskou verwerp nie. Wat hy wel verwerp is die soort menslike wysheid wat met die van God probeer meeding. Tog is die wysheid van die mens nie in staat om ons van ons sonde te verlos nie. Slegs Christus, hy wat die wysheid van God is, kan hierdie dinge vir ons vermag. Let op die volgende tabel. Die tabel bestaan uit 6 blokke, 2 blokke van bo tot onder en 3 blokke van kant tot kant, bo en onder. Die eerste blok lees, maar vir ons wat verlos word. Die blok langsom lees, is die boodskap van die kruis, die krag van God. Die blok langsom 1 Korintiërs 1 vers 18. Die tweede blok van bo, maar vir ons almal wat deur God geroep is. Die blok langsaan is die gekruisigde Christus, die magtige kragwerking van God en die wonderlike wysheid van God. Die blok langsom 1 Korintiërs 1 vers 24. In 1 Korintiërs 1 toon beide verse 18 en 24 dat Christus die krag van God is, in die sin dat hy in staat is om die mens van sonde te red. 1 Korintiërs 1 vers 21 sê wel, God het inderdaad in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die sinsnede is, ons wat verlos word in vers 18, die wat glo in vers 21 en ons almal wat deur God geroep word in vers 24, dui op dieselfde groep mense. Te wete diegene wat deur geloof 'n persoonlike belewenis van verlossing het. Romeine 1 vers 6. Ja, die evangelie van Christus is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Christus is nie net die krag nie, maar hy is ook die wysheid van God. Dit beteken dat God deur Jesus die sondeprobleem die hoofgebied en opgelos het. 'n Probleem wat die menslike wysheid nie by magte was of is om op te los nie. Aardse wysheid kan nie die mens tot 'n kennis van God bring nie. 1 Korintiërs 1 vers 21. Let op die teendeel. Deur Christus ontvang ons die wysheid van verlossing deur geloof in Jesus Christus. 2 Timoteus 3 vers 15 lees as volg. En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Lees 1 Korintiërs 1 vers 24 tot 29. Let op sekere begrippe soos dwaasheid, swakheid, krag en wysheid wat in verskillende vorms in hierdie skrifgedeelte voorkom. Wat probeer die apostel hier tuisbring? Ons lees 1 Korintiërs 1 vers 24 tot 29. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense.
en wat swak is by God is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is, nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. 1 Korintiërs 1 vers 24 tot 29. In 'n ontleding van 1 Korintiërs 1 vers 24 tot 29 moet mens veral op die terme dwaasheid of dwaas, dwaase of onsin en swakheid of swakhede let. Die hoofsaak in hierdie skrifgedeelte is dat menslike wysheid die kruis van Christus as dwaasheid en swakheid beskou. 1 Korintiërs 1 vers 25, wat egter vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Die sinsnede is die onsin van God en die swakheid van God beteken nie dat God swak of dwaas is nie. Dit is bloot 'n poëtiese tegniek om juis die teendeel te beklemtoon, naamlik dat God se krag en wysheid ver bokant die mensin is. Bepeins die volgende woorde in vers 26. Dink maar net, broeders, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. Wat is Paulus se boodskap hier aan jou en aan my?